Een van die grootste gevare vir ons geloof is verstarring. Sekere dinge moet nooit verander nie. Maar dan is daar ander dinge wat juis moet verander. En die balans tussen hierdie twee is een van die belangrikste dinge vir die kwaliteit van ons geloof. Kom ons dink vandag daaroor. Here, dankie dat U die vastigheid in ons lewe is, dat U die sekerheid is. Maar dat U ook teenwoordig is in ons geloof. U het nie meer die beginsels vir ons gegee en toe een kant toe gestaan nie. U is by ons, terwyl ons leef, nuwe dinge ontdek. Ons wil die energie wat van U kom in ons lewens hê en daarom bid ons dat U vandag vir ons sal leer. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons lees Handelinge 9 vandag. Saulus is 'n fariseer, maar 'n radikale een en ons ontmoet hom hier. Intussen het Saulus soos 'n besetene voortgegaan om die volgelinge van die Here met die dood te dreig. Hy het na die hoofpriester toe gegaan en van hom bekendstellingsbriewe aan die sinagoges in Damaskus gevra. Sy doel was om al die aanhangers van die leer van die Here wat hy daar kry, mans sowel as vrouens, gevange te neem en na Jerusalem toe te bring. Toe hy op reis naby Damaskus kom, het daar skielik 'n lig uit die hemel op hom gestraal. Hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is u, Here, vra hy toe. Ek is Jesus, antwoord hy. Dis vir my wat jy vervolg. Maar staan op en gaan na die stad toe. Daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen. Die mense wat saam met hom op pad was, het sprakeloos gestaan. Hulle het die stem gehoor, maar niemand gesien nie. Toe Saulus van die grond af opstaan en sy oë oopmaak, kon hy nie sien nie. Hulle het sy hand gevat en hom na Damaskus toe gelei. 3 dae lank kon hy nie sien nie. En het hy niks geëet of gedrink nie. In Damaskus was daar 'n sekere volgeling van Jesus met die naam Ananias. Die Here het hom in 'n gesig geroep. Ananias, hier is ek, Here, het hy geantwoord. En die Here sê vir hom, gaan dadelik na Reguitstraat toe en vra by Judas se huis na 'n man van Tarsus met die naam Saulus. Hy is besig om te bid en hy het in 'n gesig 'n man met die naam Ananias sien inkom wat hom die hande oplê sodat hy weer kan sien. Maar Ananias sê, Here, ek het al by baie mense van hierdie man gehoor en van al die kwaad wat hy die mense wat in U glo in Jerusalem aangedoen het. En nou is hy hier met volmag van die priesterhoofde om almal gevange te neem wat die naam aanroep. Toe sê die Here vir hom, gaan daarheen, want ek het hom gekies as my werktuig om my naam uit te dra onder die heidennasies en hulle konings en ook onder Israel. Ek self sal vir hom wys hoeveel hy vir my naam moet ly. Ananias het toe gegaan en het daar die huis gekom. Hy het Saulus die hande opgelê en gesê, Saul, broer, die Here Jesus wat aan jou verskyn het toe jy op die pad hierheen was, het my na jou toe gestuur, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word. Onmiddellik het daar iets so skille van Saulus se oë afgeval en hy kon weer sien. Toe het hy opgestaan en hy is gedoop. Hy het geëet en sy kragte herwin. Tot sover. Dit wat in Saulus op daai stadium nog later eers Paulus in Saulus se lewe gebeur het, is iets wat in ons ingeets is. Die ervaring wat hy gehad het. Nou, wie hy was 'n geweldig ywerige, fanatieke fariseer. Wat natuurlik juis veroorsaak het dat Jesus verhoor en ter dood veroordeel is en gesterf het. En hy is geroep daartoe om die leer waarvoor hulle gestaan het met sy lewe te verdedig. En sy hart is in dit wat hy doen. En hy kry dan toestemming om die Christene in Damaskus, dit is so meer as 200 kilometer noord van Jerusalem, om die Christene daar te gaan vang en Jerusalem toe te bring en hulle ook die gepaste vonnis te gee vir hulle misdaad. En op pad soontoe gebeur daar die vreemdste ding.
as daar skielik 'n lig in die dag, 'n moes 'n geweldige helder lig wees, 'n lig uit die hemel straal, en 'n stem wat vir hom sê, waarom vervolg jy my? Die ou vertaling het nog 'n stukkie by, en een van die manuskripte, hierdie vertaling het nie daardie manuskrip gevolg nie, maar met goeie rede sou mense hom ernstig kon neem, is daar nog 'n stukkie by, waarom skop jy teen die prikkels? Dit sê vir ons dat daar iewers in Saulus al iets gebeur het rondom Jesus. Hy het hom met ywer vervolg, maar iets het gepla. Daar was 'n diskrepansie gewees. Hy was byvoorbeeld by gewees toe Stefanus gestenig is, en hy die mense se klere vasgehou het sodat hulle hom sonder steurnis kon doodgooi, en hoe Stefanus gesterf het. Dit was aangrypend geweest, niks haat nie, niks verwyte nie, net soos Jesus gesê, Vader, vergewe hulle. Wat die ander dinge was, weet ons nie, maar die feit is, die aanduiding is daar, dat die Here met Saulus besig was, maar hy het dit geveg. En dan hier, kom dit tot 'n einde, en kom hy voor Jesus te staan, en gee hy radikaal sy lewe aan Jesus oor. Nou, hy was in beheer gewees, hy het die initiatief geneem, maar hier word hy totaal magteloos. Een van die mees effektiewe dinge om dit te doen, is om iemand blind te maak. As jy blind is jy uitgelewer en broos, afhanklik van mense. Dit was 'n nuwe ding vir hom gewees. So die Here in sy bekering begin heeltemal oor met hom. Dinge wat vir hom onaanvaarbaar was, vreemd was, word skielik dinge wat hy moet deel van sy lewe maak. Afhanklik van mense wees. Hy was in beheer van mense. Nou sy kyk in hulle oë. Nou goed, dan weet ons wat verder gebeur het as hy dan hier sy lewe vir die Here gee, en hy in Damaskus nie gaan om mense te vervolg nie, maar begin om in Jesus se naam te preek in Damaskus. Sy bekeringsradikaliteit het nie perke nie. Dit is ondenkbaar dat iemand net so kon verander. Ons tref ook in hierdie verhaal 'n ander man aan, Ananias. Ananias was 'n gewone gelowige. Ons weet nou nie meer van hom nie. Maar die interessantheid van Ananias is die Here vir Ananias sê, Ananias, ek het werk vir jou. En Ananias sê, hy hoor wat die Here sê, dis reg, u kan my gebruik, maar waarvoor wil hy my gebruik? En hy sê, ek wil jy moet, en toe die woord Saulus noem, toe stop Ananias onmiddellik, sê, daar is nie 'n manier nie. Wat ek ook al moet hom doen, vergeet dit, ons kan hom nie vertrou nie, hy is mislei, hy is hier, hy is slegte nuus, hy is hier om Christene te vervolg, ek sien nie kans nie. En dan moet daar eers 'n stukkie oortuiging van die Here kom, om Ananias aan die gang te kry. Ek meen, kan jy jou voorstel, dat iemand, 'n mens vir die Here nee sê, ek sal sien, ek wil eers hoor, verduidelik eers vir my, daar is nie 'n manier nie, dit is nie hoe Saulus was nie, as Jesus vir hom gesê het, het hy net hals oor kop gestorm. Petrus was ook so gewees, maar Ananias is 'n gewone gelowige, wat veiliger wil speel. En hier kry ons hierdie twee teenpole, die geweldige ywer van 'n Saulus, en die gereserveerdheid van 'n Ananias. Die interessantheid is, al twee hierdie is nodig vir die geloof. Want na hierdie bekering het Saulus nie, is die leiersers nie losgemaak het vir hom gesê, gaan, oortuig die wêreld, oordonder die wêreld, dwing mense tot bekering nie. Hy is blind gemaak, hy is afhanklik gemaak, en hy is toevertrou aan gelowiges wat gesê het, luister, neem hom eers onder julle hande. Want sien, so iemand kan soos 'n gelaaide pistool wees in 'n ongeoefende hand. Dis 'n verskriklik gevaarlike ding. Hy het hierdie verskriklike ywer vir Jesus, maar hy ken nie die reëls nie. Hy ken nie die beginsels waar volgens Christene werk nie. So sy energie is nodig, sy entoesiasme is krities vir die geloof, maar hy moet getemper word. Hy moet saam met ander Christene 'n pad loop en gevorm word, sodat die Here hom kan gebruik. Maar Ananias dieselfde. Ananias se geloof is so voorspelbaar, so vas, so duidelik, dat hy verstar, dat hy nie meer verras word deur nuwe dinge nie. Trouwens, hy word bedreig deur nuwe dinge. En Ananias moet ook aan Saulus blootstelling kry. En Ananias moet eintlik aan Saulus se voete gaan sit, en dit het ook gebeur, en by hom leer hoe die Here dit wil hê. En hierdie twee is ook vir elkeen van ons se geloof nodig. In ons geloof is daar
is Saulus nodig. Die ene wat verras word deur die Here, wat oorweldig word deur die Here, wat 'n passie oor hom het, wat opgewonde oor hom is, wat baie keer uit ons veiligheidszone uitgaan, nie bekommerd is dat mense gaan sleg dink van ons nie, maar nou kan ek nie stil bly oor Jesus nie. Entoesiasme is in die Christelike geloof krities, ononderhandelbaar, verrassende entoesiasme. Maar aan die ander kant, in Ananias is ons ook 'n Ananias, wat moet pas op vir verstarring. En hierdie verstarring kom in verskeie forme. Dit kan wees in die tipe liedere wat ons sing. Dit kan wees in die manier hoe ons bid, hoe ons oor die Here praat of dalk nie praat nie. En een van die kritiese aanduidings dat iets in die regte rigting beweeg, is dat daar verandering kom. Daar's 'n stuk vastigheid en dis die Here, die feit van ons redding, die grootheid van God, ons diep respek en agting vir hom. Dis ononderhandelbaar. Maar soos die lewe aanstap, ons in nuwe situasies, by nuwe mense kom, verander die dinge. Begin ons skielik waar ons gewoond was om op 'n sekere manier te bid, anders te bid. Kry ons blootstelling aan ander mense wat 'n ander siening van gebed het. Kry ons 'n ander perspektief op die liedere wat mense sing. Ons vind baie keer ons veiligheid daarin sê, hierdie is die lied wat ons 40 jaar terug gesing het en daarom is dit die regte lied. Nee, nie in die Christelike geloof nie. In die Christelike geloof is daar beweging. Die Here het antwoorde vir mense op elke fase en ons is deel daarvan. Die musiek wat ons 40 jaar of 60 jaar terug gesing het, was die musiek van daardie tyd. Maar intussen het dit verander. En mag dit gebeur dat ek iewers blootstelling het aan 'n lied of 'n styl wat nie vir my gemaklik is nie. Wat ons al hoe meer kry is dit mense uit ander tradisies in byvoorbeeld die NG Kerk inkom. En hulle bring nuwe kwaliteite na ons toe, nuwe maniere van doen. Hulle steek dalk hulle hande op, hulle sê dalk halleluja. En in plaas van maar net klou aan wat ek het en dink dat my sekerheid is dat dit is soos dit jare terug was, te stop en te dink, is hierdie nie dalk die Here wat met my praat en my leer nie. Aanvanklik dalk bloot om so ruimte te laat vir so iemand. Dalk mag dit gebeur dat hy my beïnvloed. En mag dit gebeur dat ek hom beïnvloed. En dis hoe die Here dit wil hê. So as Christen is ons nooit veilig nie, gemaklik nie. Ons is heeltyd gereed om deur die Here verras te word. Verras te word rondom die een ding wat vas is. Die nuwe respek wat ek vir God het, die nuwe bewondering vir hom, die nuwe besef van my redding en die voorreg daarvan, dit verander nie. Maar dit word heeltyd nuut, dit word heeltyd vars in enige nuwe konteks wat die Here my gee. Mag die Here vir ons as sy kerk sterk maak en gebruik. Here, dankie dat U in elke fase daar is. Dat U nie so klein is as wat ons U maak met ons verstand en ons agtergrond nie. U is groter as dit. U is 'n lewende God. En heeltyd vat U ons na plekke toe. Maar dankie dat ons vandag kan weet, dis veilige plekke, waar U nie een kant toe staan nie, waar U juis by is, waar U ons vasdruk en vertroos. En ons bid vir die blootstelling wat ons het, dat ons met die regte dinge besig sal wees, met die regte mense, dat ons sal weet dat U heeltyd by ons is en ons wil vorm. Dankie Here, in Jesus se naam. Amen.